Baie welkom by Agapai Gemeente Aanlyn en dankie dat jy gekies het om by ons aanlyn diens in te skakel. My naam is Dawie van Skoor en ek is die gemeenteleier by Agapai Gemeente en ek weet jy het soveel aanlyn opsies wat jy kan kies van wanneer dit kom by aanlyn dienste. Maar dankie dat jy hierso is. Ons wil dit graag vir jou die moeite werd maak. Ek weet en ons almal by Agapai weet die lewe is moeilik, die lewe is gekompliseer. En daarom wil ons vir jou inhoud skep en vir jou inhoud gee wat jou kan toerus en jou kan help om hierdie lewe suksesvol te leef. So, ons hoop jy geniet die diens en as jy daarvan gehou het, deel dit asseblief met iemand anders. Baie dankie Melissa dat jy dit met ons gedeel het vandag. En ek dink dit vat baie courage om dit voor audiences hierdie te deel, maar ek dink soveel van ons kan relate met dit, Want dis waar ons is, en soos hy sê, almal wat op hierdie stage staan, nie een van ons glow in the dark nie. Ek dink is belangrik om dit te weet. Ons almal het ons struggles en ons almal het ons goed, maar dankie tog vir Pinkster, Dankie tog vir die Heilige Gees van God. En die Here sê vir daai disippels, gaan na die bovertrek toe en gaan wag daar, en julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal wat met die krag doen? Allerhande freakie goed? Nee, julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde. Julle sal getuig, julle sal die krag gee om sonde te oorwin, julle sal die krag gee om moeilike goed te doen, julle sal die krag gee om bold te wees, julle sal die krag gee om julle mond oop te maak en te praat en met mense te share en my vir die hele wêreld te deel. So, dankie dat jy hierso is op Pinkster Sondag vandag. Ons eer vanoggend en ons honor vanoggend die Heilige Gees. En ek het vir die Here gesê, Here, ek dink ek moet iets sê rondom Pinkster vandag, moet ek 'n boodskap rondom dit hê. En ek was op 'n stadium sterk op pad na dit toe hierdie week en toe sê die Here vir my, nee, jy gaan die reeks klaarmaak vandag, want dit wat ek vandag oor gaan praat en wat ek wil hê my mense moet hoor, is iets wat vir my so belangrik is op 'n dag soos hierdie. En dit help nie ons weet van Pinkster en dit help nie ons weet van al die dinge en ons hoor die storie en al die goed, maar die Heilige Gees se krag help ons nie om hierdie te doen nie. Die Heilige Gees help ons nie om oorwinning oor hierdie in ons lewe te kry nie. Dan kan ons al die goed weet en ons kan al die goed celebrate en dit gaan uiteindelik niks help nie. So dis hoekom ek dink dit is so belangrik om vandag daaroor te gesels. So, die wat vandag dalk die eerste keer hierso is, baie welkom. Ons is bly dat julle vandag hier is, ons is bly dat julle gekies het om hier te wees, ons weet jy kom baie ander goed ook gedoen het vandag, en as jy dalk miskien nie enige van die ander boodskappe in die reeks gehoor het nie, wil ons jou nooi, ons het iets wat ons noem YouTube, so gaan daarop asseblief, en gaan kyk daar na die vorige video's, na die vorige boodskappe wat daar was, en sê vandag sal jy opcatch. So asseblief, as jy voel jou man of jou vrou moes hierdie gehoor het, of jou tannie of jou kind of iemand, daar is so klein pyltjie onderaan, gaan share dit met hulle, stuur dit vir hulle, en sê ek stuur net hierdie vandag vir jou, dit niks met jou te doen nie, kyk dit net asseblief, dis nie dat ek dink jy het hierdie nodig nie, dis net soos randomly wat ek hierdie vir jou stuur nie. So, soos julle weet, familie is nie noodwendig 'n neutrale omgewing nie, Weet iemand dit? Familie is nie emosioneel neutrale omgewing nie. Wanneer jy aan familie dink en mense in jou familie, daar's nie neutrale emosies rondom dit nie. As jy die woord oor pa, as jy die woord oor ma, of broer, of suster, ouma of oupa, of kind, of wat seun of dogter, wat ook al dit mag wees, dan beleef jy iets in jou binneste nie. As ek sê pa, dan beleef jy iets in jou binneste. As ek sê ma, dan beleef jy iets nie waar nie. Want ons emosies gekoppel aan ons familie. Wanneer ons dink aan ons familie, dan is daar gewig, emosionele gewig wat dit dra. Daar's gevoelens wat by jou opkom, daar's dinge wat jy ervaar, dis dalk liefde, dis dalk haat, dis dalk bitterheid, dis dalk apatiesheid of apatie, whatever. Daar's sterk emosies, nie waar nie? Weet julle waarvan ek praat vandag? Ek dink aan familie en al se emosies. Okay, nou omdat dit die waarheid is hierdie so belangrik om te sê. Die grootste gevaar wat jy in kan beland, en jou familie in kan beland, is wanneer jy op 'n plek kom wat jy jouself begin oortuig, en wanneer jy begin glo, ek gee nie meer om nie. Okay? Julle kan die woorde vir my opsit daar, ek gee nie meer om nie. Ag, weet jy wat, Dawie, ek hoor wat jy sê, pa en ma en seun en dogter en boetie en sussie en naaste familie, ek hoor wat jy sê, maar ag, weet jy wat, ek gee regtig nie om wat my pa dink nie. Ek gee regtig nie meer om wat my ma sê nie. Ek gee regtig nie om wat my seun of dogter meer langer dink nie.
ek gee glad nie om nie, dit pla my nie. Weet jy wat? Ek het aanbeweeg, en ek hoop hulle beweeg ook aan in hulle lewe. Ek hoop ek het vrede, weet jy verkeerd ek dit toch hoor, ek het vrede, en ek hoop hulle kry dieselfde tipe vrede. Ek gee nie om nie. Dit pla my nie wat hulle sê of wat hulle dink nie. I don't care. Ek hoor wat jy sê. Ek weet jy wil dalk nie omgee nie. Want jy voel, weet jy wat, ek het te veel seer gekry in hierdie verhouding met my ma of pa, of met my kind, of my broer of suster, of wie dit ook al mag wees. Of dalk sê, weet jy wat, ek het te veel teleurstelling beleef in hierdie verhouding. Ek het te veel teleurstelling gehad. Weet jy, ek is altyd die een wat moet probeer om nader te kom. Ek is altyd die een wat moet probeer om hierdie ding te doen. Nee. Ek moet altyd 'n poging aanwend. Ek moet altyd alles gee, daar's nooit iets van die ander kant af nie. Miskien voel jy hulle het dit nie nodig van jou kant af nie, nee. Hulle verdien nie jou omgee nie. Miskien voel jy dalk, ek het regtig nie gevoelens in my binneste wat ek oor omgee nie. Daar is nie gevoelens van omgee nie. So weet jy Dawie, ek gee nie om nie. Maar weet jy wat glo ek? As ek glo al sê jy dit vandag, of al sê jy dit vir almal, of al glo jy jouself, of al oortuig jy jouself, ek glo jy gee eintlik nog steeds om. Weet jy hoekom sê ek so? Volgende rede. Want God het jou gemaak om te gee. God het jou gemaak om te gee, wanneer dit by ons familie kom. So jy kan dalk miskien hierdie gevoelens wegstoot, jy kan dit miskien ignoreer, jy kan dit dalk miskien probeer begrawe, jy kan dit maak wat jy wil met dit, maar dit verander niks aan die feit dat familieverhoudings is emotionally loaded nie. Dit verander niks aan die waarheid dat daar emosionele gewig is, as dit kom by ons geliefdes. Jy kan dit ignoreer, jy hoef dit nie te ignoreer nie, maar dit is nog steeds daarso, nee. So as jy op 'n plek gekom het vandag, wat jy jouself begin vertel het, en begin voorgee het, begin ander mense oortuig het, luister, ek gee nie om wat my kinders mee sê nie, ek gee nie om wat my pa sê nie, ek het aanbeweeg, dit pla my regtig nie, couldn't care less, dis nie my sirkus nie, dis nie my apies nie. Het al daai gehoor, mense sê dit? Dan wil ek vir jou sê, hier is iets wat met jou gebeur, dan is daar iets wat met jou gebeur het. Nou, ek gaan nou nog iemand kort tot my hierso kan help vandag. Ek het 'n tou saamgebring hierso. Iemand vra voor die tyd vir my, wat gaan jy met hierdie tou doen? Toe sê ek, as iemand wat nie tot bekering wil kom nie, so ek gaan net gou-gou vir hulle help om. Maar is dit 'n joke? So kan ek iemand vra, man, iemand met 'n belt. As jy 'n belt het, kom asseblief nader. Daar sy, gee vir my vriendelike assistent 'n handeklap. Bo op. Die Here roep ons om groot goed te doen. Okay, so wat ek wil hê is jy moet nou hierdie tou vat en bind hom asseblief om jou belt vas. Net nie dat jou broek afval of iets nie. Dis nie sin nie kans vir dit nie. Dankie. So nie te rof nie. Daai is reg. Okay, so nou sê ek vir jou, as jy vir my sê, ek het myself oortuig, ek het aanbeweeg, ek gee nie om nie, dit pla my nie wat te dink nie, my ma kan dink wat sy wil, my pa kan doen wat hulle wil, my kinders, weet as alles hulle lewe, wat ook al. Dan daar iets met jou gebeur vanoggend wat jy dalk nie van weet nie. So hierdie is my pa, en ek is die seun, en wat het nou gebeur? Het iets tussen my en my pa gebeur, en ek sê vir myself, ag weet jy wat, ek gee nie regtig mee om hom nie, ek het nie 'n saak met hom nie, dit pla my nie, ek gaan aanbeweeg met my lewe. Nou weet jy wat, jy beweeg aan met jou lewe, maar jy verstaan nie, daar's 'n invisible tou, wat jy aan daardie persoon vasgemaak het nie. So, jy beweeg nou aan met jou lewe. Ja, dankie, jy kan dalk loop, dit gaan help. Kan sien wat se tipe pa is jy, nee. Loop weg van my af. Okay, dis ver genoeg. Okay, so jy sien, nou gaan hy aan met sy lewe en ek gaan aan met my lewe. So weet jy wat, ek bou my loopbaan en ek bou my huis en ek begin 'n gesin en ek gaan aan met my lewe en die invisible tou is tussen my en hom, maar wat gebeur is, ek gaan nou aan met my lewe en weet jy wat, ek gaan deur my 20's en ek beweeg aan en ek gaan deur my 30's en ek beweeg aan en ek gaan deur my 40's en so begin 40's en dan is hierdie tou tussen my en hierdie persoon nou gestretch. Hy's goed gestretch. En gewoonlik kan ons die tou omtrent stretch tot so 45 jaar oud, nê. En dan eendag op 'n slag, eendag gebeur daar iets in ons lewe en hierdie is nou 'n nylon tou, so hy rek nie regtig nie, maar eendag ruk daai tou my terug na hierdie persoon toe en ek beland terug in daai situasie waar ek was.
Tot op 'n punt wat hy ver genoeg gestretch word en hy pluk my terug en skielik is ek terug in daai situasie, skielik is ek terug in my huis, skielik is ek terug in daai trauma, skielik is ek terug in al daai gevoelens en daai emosies en alles wat met my gebeur het, wat ek heeltyd vir myself gesê het, ek gee nie om nie, ek het aanbeweeg en dit ruk my terug. Baie dankie. Kom ons gee 'n groot handeklap. Baie dankie. So maak dit vir julle sin. Want dis wat gebeur en dis van ons vandag wat hier sit. Jy het vir jouself gesê ek het aanbeweeg. Ek het vrede. Ek's nie kwaad vir my ma nie, ek's nie kwaad vir my kind nie, ek's nie kwaad vir iemand nie, maar ek het aanbeweeg. Jep, jy het aanbeweeg met 'n tou. En jy het deur 20's en 30's, so wat ook al gegaan in jou 40's dalk en party van ons het daai ding gestretch, dalk nog in jou 50's in, maar een dag ruk daai ding vir jou terug en jy staan op en jy sê, ek kan nie verstaan hoekom voel ek so nie. Ek kan nie verstaan hoekom voel dit vir my goed is besig om uitmekaar uit te val nie. Ek kan nie verstaan hoekom beleef ek hierdie intense emosies nie. Ek kan nie verstaan hoekom reageer ek so op die goed wat in my plaasvind nie. Ek weet nie hoekom is ek in hierdie spasie nie. Ek weet nie hoekom voel ek so nie, want ek het dan nou gedink ek het aanbeweeg in my lewe. En dalk is jou ouers al oorlede. Weet ek het al met mense in my kantoor gesit wat in hulle 60's en 70's is. En nog steeds by daai plek lewe waar hulle kind in die huis was en wat hulle ouers iets aan hulle gedoen het. Mense wat in hulle 60's is en 70's is en sê, weet jy wat, ek kan nog steeds nie oor 'n ding kom wat is in my broer of suster gebeur het nie. Want hulle het die tou gestretch en hulle het gedink hulle het aanbeweeg, hulle het gedink hulle gee nie om nie, maar op 'n dag ruk daai ding jou terug in daai situasie. En ek wonder wie's vandag dalk daar in jou lewe? Wie's vandag daar in jou familie? Wonder wie's vandag daar dalk met iemand in jou lewe? Jy het nou jou eie kinders, jy dalk al kleinkinders. Maar jy besef ek is teruggeruk, is asof ek is lankal nie meer in die huis nie, maar dit voel vir my of ek nog daai kind is wat in die huis was. En skielik kom jy agter, weet jy wat is uit die laaste klompie jare voel dit net vir my, ek raak 'n kwaai mens. Ek is 'n aaklige mens, ek kry die woede uitbarstings. My perfeksionisme is besig om deur die dak te skiet nie. My OCD is, ek kry dit net nie onder beheer nie, ek raak al hoe erger. Weet jy wat, ek gaan terug na drank toe en ek gryp weer aan drank en ek vergryp my aan hierdie goed en ek skiet 'n oorbel in en begin rollerblade en ek doen allerlei snaakse goed wat ek nie kan verstaan nie en ek is 50 jaar oud nie. Wat ook al. Weet nie wat is die rede vir dit nie. Hierdie wat ons hierso gesien het, is die rede daarvoor. En weet jy wat doen ons dan as ek in daai plek is wat die tou my teruggeruk het? As jy begin dit ekstern soek. Jy gaan kyk nie binne nie. Jy begin rondom jou kyk. Al, dit moet seker my vrou wees wat my so irriteer. Dit moet seker sy wees, want sy heeltyd met allerlei klein goedjies besig en dis hoekom ek heeltyd afgaan op haar. Of weet jy wat is my kinders? Hulle kan net nie ophou nie of hulle wil altyd net hê. Dis soos daai voeltjies wat so sit die heeltyd nie en ek moet net die heeltyd gee en provide en ek is net 'n paycheck of 'n wallet vir almal in hierdie huis en dit moet my familie wees, dit moet my kollegas wees. En laasweek het ons mekaar gesê uiteindelik is jy eintlik die rede hoekom jy is waar jy is en jy besef nie, jy het vir jare vir jouself gesê, ek gee nie om nie, ek gaan aanbeweeg, dit maak nie saak nie, hulle kan maak wat hulle wil, die tou het gestretch, maar het vir jou teruggeruk in daai situasie en ek wil vandag vir jou sê, as jy nog nie teruggeruk is nie, as jy nog nie op daai plek gekom het nie, hoe langer jy gaan aanbeweeg, hoe langer jy nie gaan omgee nie, gaan jy iewers op daai plek kom. It's gonna happen, tensy die Here miskien ook vandag deur hierdie iets in jou lewe gaan kom doen. Hoekom? Want jou verstand en jou hart gaan iewers self korrek. En ek gaan vir jou sê, jy's gemaak om te gee. Die Here het jou gemaak in familieverhoudings, ek praat nie noodwendig van werkskollegas nie, ek praat nie van vriende nie, ek praat van jou biologiese familie. Die Here het jou gemaak om te gee. Die Here het ons gemaak om te gee oor dit. En iewers gaan jou hart en jou verstand autocorrect en sê, ons is gemaak om te gee, so ek ruk jou terug na die plek toe waar jy besluit het, jy gaan ophou omgee, en nou gaan ek jou forceer om te begin omgee. Oor hierdie emosies en gevoelens en die situasie waarin jy is. En soos ek nou gesê het, hier is veral waar in ons verhouding met ons ouers, né? Dis veral waar in ons verhouding met ons ouers, met ons ma en met ons pa, ons biologiese ouers, en ek wil nou nie op die ma's se tone trap nie, so ma's, ek is baie lief vir julle, can you feel the love tonight, oggend, né? Ek is baie lief vir julle almal, maar ek wil spesifiek noem dan ons pa's, hier is spesifiek waar van ons verhoudings met ons pa's, want wanneer dit by ons ma en pa kom, dan is daar iets in ons wat bietjie meer omgee, wat ons pa dink, as wat ons ma dink, né? Ons is baie lief vir ons ma's en ons love ons ma's, maar wanneer dit kom by ons pa's,
dan is daar in elke een van ons 'n diep behoefte om ons Pa se liefde te ervaar. Mans en vrouens. Ons wil ons Pa se validation ervaar. Ons wil ons Pa se goedkeuring ervaar. Ja, dis belangrik ons ma's en ons love hulle, maar ons pa's is in 'n ander kategorie. Ons wil 'n pa hê wat vir ons lief is. Ons wil hierdie dinge van ons pa beleef. Is dit nie so nie, dames? Toe jy klein was, het jy voor jou pa kom draai. Gesê, as kyk, ek is 'n prinses, nee. Jy wil jou pa se prinses wees. Jy wil special wees. Manne, toe jy klein was, kom jy by pa en sê, "Follow the muscles," nee. Dis nou waar my kinders is. My kinders wil nie mooi wees en als nie, hulle wil sterk wees. Is ek sterk? En tydens ek sê, "Ja, ek voel jou muscles. Dis next level," en it's amazing, nee. 'n Seun wil hê sy pa moet trots wees op hom, nee. 'n Seun wil hê sy pa moet vir hom sê, "You have what it takes." Daar's iets in ons wat die goedkeuring en liefde en validation van 'n pa wil hê. Meer noodwendig as ons dit van ons ma's wil hê. En ek doen hierdie al lank genoeg. Ek's lank genoeg in die ministry om te weet, hier sit vandag mense en sê, "Jy's verkeerd." En ek weet in hierdie boodskap, soos laasweek, is die van julle wat bietjie pushback vir my gaan gee en gaan argumenteer in jou gedagtes. En weer eens, ek is 100% okay daarmee. Jy kan dit doen, ek's fyn. Geen nie om nie. Maar eens van ons weet ek wat jy sit en sê, "Ag Dawie, jy verstaan nie, ek gee regtig nie om wat my pa dink nie. Ek gee regtig nie om wat my ma dink nie. Weet jy wat, ek worry nie wat hulle sê nie. Vrede vir hulle, vrede vir my, dis wat dit is. Ek het aanbeweeg en ek het aangegaan met my lewe." Soos ek nou vir gesê het, ja, jy het aanbeweeg met 'n tou. En dis 'n kwessie van tyd voor daai tou jou gaan terugruk. Hoekom? Want ons is gemaak om te gee. Hoekom? Want tussen al die layers van stilte en isolasie en seer en pyn wat tussen jou en jou ouers lê, is nog steeds 'n diep behoefte in jou om te connect met jou ma en met jou pa. Spesifiek met jou pa. Spesifiek met jou pa. En ek het in my eie lewe hierdie ook ervaar. En Melissa het nou so 'n bietjie vulnerable gewees, so ek gaan ook so 'n bietjie vulnerable wees, en baie van julle wat my ken dalk die storie ook, maar ek het baie jare in 'n goeie verhouding met my pa gehad. Nie baie jare, inteendeel my pa was 18 jaar uit my lewe uit weg gewees. En dit is nie keuses wat ek gemaak het of noodwendig ook het wou gehad het nie, maar dis goed wat gebeur het en ons het net geen verhouding met mekaar gehad nie. So ek verstaan hierdie. Ek is nie met 'n teoretiese ding hier besig vandag nie. This is my life. En ek het gestap en baie voor 5, ek is nog nie eens 45 nie, maar baie jare terug het hierdie tou baie ver gestretch in my lewe en my teruggeruk na al daai goed toe. En ek het vir myself gesê, ag, ek gee nie om oor hulle nie. Ek beweeg aan, ek worry nie oor my pa nie, ek gee nie om nie, hy hoor in my nie, ek worry nie oor hom nie. Couldn't care less, I'm walking on sunshine, nee. En eendag toe daai tou my teruggeruk na daai situasie toe. En ek en my pa het mekaar gefeis, ons het 'n gesprek met mekaar gehad, en wonderlik is dit nie dat ons baie jare terug kon versoen met mekaar nie, en 'n wonderlike verhouding kon bou. Dit voel vir my is 'n paar dekades wat ons 'n great verhouding het, nee. So ek ken hierdie. Ek het hierdie gedoen, en daar's dalk iemand van julle wat vandag in daai situasie sit. En dis eintlik maar die introduction van die storie, en toe hierdie jaar toe ons care center open, Januarie, ons het laas jaar die plek gebou, en Januarie toe ons care center open, toe is dit natuurlik 'n groot hoogtepunt vir my gewees. Dit was op die voorblad van die Herald, ag en so baie mense het vir ons gesê, well done en mooi en geluk en al daai goed. Enig wat ek in my lewe geleer het, is ek hanteer komplimente en kritiek op dieselfde manier, soos 'n warm patat, nee, ek hou nie te lank daaraan vas nie, dit brand jou, nee. So ek hanteer dit dieselfde. En uiteindelik stuur mense vir my allerhande goed, maar toe ek een boodskap op my foon kry, van my pa af, wat vir my sê, ek is trots op jou. Trots op wat jy bereik het, en ek is trots op dit wat jy doen, en op hierdie ouderdom van jou. Weet julle wat? Toe maak die Herald en al die lofsang, dit maak niks saak nie. Daai een boodskap het vir my soveel beteken, en my pa wat vir my sê, is trots op jou. Hoekom is dit so? Hoekom raak hierdie ons so diep? Wat ons gee eintlik om, vir ons naaste familie, ons gee eintlik om, vir ons pa's en ons ma's en ons susters en broers en ons kinders, ons gee eintlik om. Want die Here het ons eintlik gemaak om uiteindelik om te gee vir hierdie, nee. So daarom wil ek vandag met al die Jesus-volgelinge in die huis praat. As jy sê Jesus is jou verlosser, as jy sê Jesus is jou redder, as jy sê ek volg Jesus, hy is die belangrikste persoon in my lewe, dan wil ek met elke een van julle vandag praat wat dalk in een of ander vervreemde verhouding met van jou familie is. Wie se tou nou al goed uitgerek is, of wie se tou op trek is om uitgerek te word, of die van julle wat dalk net begin het om die tou aan julle self vas te maak vandag. En ek wil jou vandag reguit direk iets vra. Kan ek maar? Dit is nie maklik nie. Dit gaan nie maklik wees nie. Dis nie wat jy wil hoor vandag nie. Kan ek vandag vir jou sê wat jy nie wil hoor nie? Hier is een van daai kerke as dit die eerste keer is wat ons vir jou sê wat jy nie wil hoor nie.
Okay? Kan ek dit sê? Jong, ek is wonder nou. Kom ons skiep net Sandri tot die gedeelte wat die oplossings was. Ja. Kan ek jou vandag vra, as jy in hierdie situasie is, as jy 'n vervreemde verhouding het met iemand, 'n moeilike verhouding, 'n verhouding wat jy vir jouself gesê het, ek het weggestap, ek gee nie om nie, ek het aanbeweeg, couldn't care less, en nou weet jy gee eintlik om, dit maak vir jou diep saak. Kan ek jou vra, of jy nie miskien die inisiatief wil neem, om versoening met daai persoon te bewerkstellig nie? Kan ek jou vandag vra om die eerste stap te neem, om met daardie persoon te versoen? Nie omdat ek dink is maklik nie, nie omdat ek dink die ander persoon verdien dit noodwendig nie, nie omdat ek eers vandag vir jou kan waarborg het gaan werk as jy daai eerste stap neem nie. Kan ek jou vra om vandag daai eerste stap te neem? En nou sê jy vir my, hoe durf jy dit vra? En jy ken nie eens my omstandighede nie. Want ek glo, Jesus het daai stap teenoor ons geneem. En ek glo, hy het daardie stap teenoor elke een van ons gevat. En as jy vandag dalk hier sit en jy's nie 'n Christen nie, jy sit vandag en jy het nog nie hierdie ding uitgefigure heeltemal nie, en jy sê, weet jy, ek weet nie of ek glo nie, ek weet nie of ek Jesus volg nie, en dankie tog, ek is vandag bly ek volg nie Jesus nie, en hy praat nie met my nie, want ek is so bly ek vir my pa te bel nie, dank die Here wat ek nie in glo heeltemal nie. En ek wil vir jou sê, luister, en ek is bly jy's hierso, en ek is bly jy hoor wat ek sê vandag vir jou, en dalk gaan jy in my case wat ek probeer bou vir versoening vandag, jy gaan dalk sê, ja, dit oortuig my nie regtig nie, of dis nie regtig iets wat ek wil oorweeg nie, nie. Gaan sê, ek vind dit nie baie behulpsaam nie, maar kan ek jou vra om nog steeds daaroor na te dink? Want ek dink dit is belangrik vir elke een van ons, ek dink dit is vir Christen en nie Christen vandag belangrik om hierdie ding te verstaan, en dit is, ek glo daai verhouding in jou lewe is die moeite werd om voor te veg. Ek glo hierdie is 'n stryd wat die moeite werd is om te veg met daai familielid in jou lewe. Selfs al gaan daar nie volle versoening plaasvind nie. Selfs al kom die verhouding nie heeltemal reg nie, selfs al sien hulle nooit jou kant in nie. Selfs al verstaan hulle die punt wat jy het nie, selfs al sê hulle nooit vir jou jammer nie. Of selfs al moet hierdie verhouding geherdefinieer word omdat daar dalk trauma en abuse was, want baie keer was daar so 'n verhouding en dan moet mens grense stel in so 'n verhouding en sê die verhouding gaan nooit weer wees wat hy was nie, dat hierdie verhouding gaan van nie af anders lyk. Dis dalk net 'n werkbare verhouding, dis dalk net 'n neutrale verhouding in terme van ons is nie meer kwaad vir mekaar nie, maar dit gaan nooit meer as dit kan wees nie. Maak nie saak wat dit is nie. Ek glo dis die moeite werd om te veg vir daardie verhouding. Nou vra jy my hoekom? Kom ek sê jou. Want as jy nie daarvoor gaan veg nie, dan gaan jy as gevolg daarvan veg. As jy nie vir hierdie verhouding gaan veg nie, gaan jy as gevolg daarvan veg. Wat bedoel ek? As jy nie daai verhouding gaan uitsorteer en die energie gebruik en al hierdie opgekropte emosies en alles gaan channel en uitsorteer met daardie persoon nie, gaan daardie emosies en al hierdie opgekropte goed en hierdie tou wat aan hom of haar vasgebind is, al daai goed gaan uitbeweeg na jou ander verhoudings toe. Dit gaan kop uit begin steek in jou ander verhoudings wat eintlik nie so gespanne is nie. Dit gaan uitvloei na die verhoudings wat jy actually wel oor omgee. Dit gaan uitvloei en oorkook in al jou ander verhoudings en jy gaan jou vir ander verhoudings skade aandoen. En uiteindelik gaan jy jouself skade aandoen. As dit uiteindelik gaan gebeur, jy gaan self sabotaging lewe. So dis hoekom ek wil hê jy moet dit doen. Want as jy dit nie doen nie, gaan dit iewers anders uitpop. As jy nie 'n probleem deel nie, deel 'n probleem met jou, het my sielkinderdosent altyd gesê. As jy nie met dit deel nie, dit gaan met jou deel, is net 'n kwessie van tyd. It's coming, it's gonna happen. En dit gaan in die ander verhoudings oorspoel. So, as jy nie 'n Christen is nie, ek kan nie vir jou sê wat om te doen nie. Is jou lewe, it's my life, nee, it's now or never, wat sê liedjie. Maar as jy 'n volgeling van Jesus is, as Jesus jou redder is, as jy sê hy is die Here en meester van my lewe, ek volg Jesus, dan gee die Here nie vir ons regtig vreeslik veel van 'n ander opsie, as om jouself te versoen met daai mense nie. So hier is die bottom line van vandag se boodskap. As volgelinge van Jesus, moet ons begin om die eerste stap van versoening te vat. Ons moet dalk miskien vandag begin om weer daai stap van versoening te vat. Jy het dit dalk al miskien in die verlede getraai, het nie gewerk nie en jy het uitgebek dit uit. Miskien moet jy weer die stap neem. Miskien moet jy vandag aanhou want jy het dalk daai stap al lankal geneem en jy wonder, gaan hierdie versoeningsding werk? Hulle is nie jammer nie, hulle gee nie om nie. Dit lyk nie of vir die mense party toe kom nie. Weet jy wat,
Miskien sê die Here vandag vir jy moet aanhou met daai versoeningsproses. En dis hoe Paulus dit ook vir die gemeente in Kolosse uiteensit. Hy skryf hulle 'n brief. Dit is altyd lekker om 'n brief van Paulus af te gekry het. En Paulus praat hier so in hierdie spesifieke gedeelte, hierdie net 3 verse wat ons vandag na gaan kyk, en hy vertel vir hulle hoe ons verhouding met medegelowiges en ons geestelike familie kan uitsorteer, maar ek glo die beginsels wat hy daarso neerskryf, geld ook vir ons biologiese of fisiese familie. En jy sal sien in hierdie skrifgedeelte, net na dit, as jy verder gaan lees by die huis, en ek hoop jy gaan lees die hele hoofstuk, so net na dit praat hy dan nou oor familieverhoudings. So dis kerkverhoudings, en dan hierdie wat ons vandag oor gaan gesels, en net daarna dan praat hy oor kerkverhoudings. So ek glo hierdie gaan beide kante toe. Geestelike familie, maar ook fisiese familie, maar ons fokus vandag is op die fisiese familie. So hy skryf vir die gemeente in Kolosse, vir die Kolossense, en hy skryf vir Rustenburg, en hy sê vandag vir ons uit die woorde, as jy in daai verhouding is, en as jy weet vandag, jy gee eintlik om, al het jy gedink jy gee nie om nie, of jy het nie regtig 'n saak met dit nie, en jy weet, as jy nie iets daan gaan doen nie, gaan dit jou laat agteruit gaan, dit gaan jou verhoudings vernietig, hier's wat jy moet weet. So die eerste vers sê hierdie woorde, Kolossense 3 vers 12, blaai asseblief saam met my soontoe, het jy jou Bybel hierso. Mense, hoe gaan jy oorlog toe sonder 'n swaard, het my Bybelmeneer altyd gesê op skool. Kolossense 3 vers 12. Hy sê, julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. Ja, maar Dawie, hoekom moet ek die eerste stap neem? Dawie, hoekom moet ek versoening initieer? Hoekom moet ek uitreik na hulle toe? Hoekom moet ek dit doen? Hulle kan my bel. Hulle kan met my praat. Hulle weet waar ek bly. Dit het ek al baie gehoor. Hulle weet waar ek bly. Hulle kan na my toe kom. Hoekom moet ek dit doen? Paulus sê, want julle is die uitverkore volk van God, wie die Here baie lief is. Dis 'n goeie rede daai, nie waar nie? In die Ou Testament was die Jode die uitverkore volk van God gewees, en in die Nuwe Testament weet ons, die Christene, die nie-Jode kom by, en almal wat Jesus as Messias aanvaar of as redder, hulle almal is God se uitverkore volk, ons almal is vandag Jood en nie Jood se uitverkore volk. En hy sê, luister, as jy my begin volg het, dan moet daar dinge in jou lewe verander. Soos as iemand vir my sê, hy het tot bekering gekom, dan vra ek altyd vir mense, van wat het jy tot bekering gekom? As jou lewe nog dieselfde is, as jy nog steeds op cruise control is, as alles nog steeds hankie-dorie is, dieselfde mense, dieselfde taal gebruik, dieselfde gewoontes, dieselfde ou sondetjies, dieselfde ou goedjies, waarvan het jy jou bekeer, seriously? Jy moet jouself van iets bekeer het. So Paulus sê hierso, julle is God se uitverkore volk. Toe jy besluit het om Jesus te volg, en niemand het 'n 9 malt in jou kop gehou om Jesus te volg nie, het self besluit om hom te volg. En dis hoekom ek sê, ek praat met die Jesus-volgelinge nou, nie? Toe jy besluit het om hom te volg, toe jy besluit om jou lewe vir hom te gee, en toe jy besluit om te begin doen wat die Here sê moet doen, jy begin besluit om dit wat vir hom belangrik is, in jou lewe belangrik te maak. Die oomblik toe jy Jesus begin volg het, toe het alles verander. Raai wat? Ook jou verhoudings, en hoe jy versoening sien, en hoe jy versoening doen. Dit het ook verander, die manier hoe jy hierdie doen. So jy kan nie nadat jy by Jesus uitgekom het, besluit, ek sal vergewe soos ek wil vergewe nie. Ek sal versoen soos ek wil versoen. Ek sal hierdie op my terme doen. Ek sal hierdie doen soos ek het wil doen nie. Want jy het mos nou jou lewe weggegee vir hom, jy het hom as nou as die Here en meester van jou lewe aanvaar. Jy stap mos nie met jou eie pad nie, jy stap mos nou agter hom aan, nie. So die manier hoe hierdie goed sien moet verander, en dalk sê vir my, maar hoe moet ek dit sien? Ek dink dit is belangrik om te gaan kyk na die voorbeeld wat Jesus vir ons gestel het. Hoe het God versoening teenoor jou en my gedoen? Dink bietjie daaroor. Hoe het hy dit gedoen? Hy het die inisiatief gevat. Hy het nie gewag tot jy na hom toe kom nie. Hy het die inisiatief gevat. Hy het die eerste stap geneem. En hy het na jou toe versoen, en hy het versoening vir jou moontlik gemaak, ten spyte van jou, en ten spyte van my. Ten spyte van the good, the bad and the ugly, wat in jou lewe is, het hy nog steeds versoening na jou kant toe oopgemaak. Hy het die tafel gedek, hy het die maaltyd voorberei, hy het die deur oopgemaak, hy het die uitnodiging gestuur, en God het elke struikelblok wat daar kan wees vir my en vir jou om met God te versoen, het hy uit die weg geruim deur Jesus Christus. Die enigste rede hoekom ek en jy nie met God sou versoen nie, is as ons nie met hom wil versoen nie. Die enigste rede hoekom mense nie met God versoen word nie, is omdat mense 'n keuse maak en sê ek wil nie met God versoen word nie. Maar as jy kies, ek wil versoen word met God, is die relational drawbridge is gesak, die valbrug is gesak, en daar is 'n vrye access tot God. Jy kan met hom versoen word.
en ons is met hom versoen vandag. En nou sê, as jy my volg, dan verwag ek, as jy deel van hierdie uitverkore volk is van my, as jy deel is van my familie, dan verwag ek van jou om verhoudings anders te doen en vervreemde verhoudings anders te doen. Ek verwag van jou om hierdie te doen soos ek sou doen. Dat jy die voorbeeld wat ek aan jou gestel het en die liefde wat ek vir jou bewys het, dat jy dit sal uitleef in die manier waarop die vervreemde verhoudings in jou lewe aangepak word. Wat sê ek vir jou? Ek sê vir jou dat jy ook alles in jou vermoë sal doen om met daardie persone te versoen. Dat jy alles in jou vermoë sal doen om die deur oop te maak, die tafel te dek en die uitnodigende stand. Dat jy alles in jou vermoë sal doen om daardie relational val deur te laat sak en te sê, as jy sou wou versoen, dan kan jy met my versoen. Die deur is oop en elke obstakel, elke hindernis, elke ding wat van my kant af gekom het om te keer dat ons nie met mekaar versoen nie, dat ons nie 'n verhouding het nie, dat ons op hierdie plek is met mekaar, het ek dit weggeruim, soos Jesus vir my die voorbeeld gestel het. En as iemand dan besluit, weet jy wat, ek wil nie versoen nie, laat dit dan die enigste rede wees hoekom daar nie versoening is nie. Maar nie omdat ek en jy nie alles in ons vermoë gedoen het om te versoen nie. Met ander woorde, ons identiteit in Jesus en sy liefde vir ons los eintlik nie vreeslik baie opsies om hierdie nie te doen nie. En ek het vir jou gesê, ek gaan nie hou van wat ek sê vandag nie. Ek weet jy sit hier so en jy dink, ek weet nie of ek heeltemal met hierdie saamstem nie. Ons doen dit want hy het dit gedoen aan ons, en as ons hom volg, dan is dit wat hy verwag van ons. So hy het ook vir ons 'n strategie gegee, nee. Hy het ons nie gelos om te sê, go figure it out, jy gaan fish, go sort it out nie. Nee, hy gee vir ons 'n strategie. So dan gaan Paulus verder. Hy sê, julle is die uitverkore volk en God is baie lief vir julle en dis 'n teken dat sy liefde vir julle is die tipe liefde wat julle vir ander mense moet hê. En dan gaan hy verder in sy strategie en hy sê, kom ek wys vir julle hoe lyk hierdie tipe versoening. Hoe lyk daai inisiatief wat jy moet neem? Daarom moet julle meer lewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Sien jy hierdie woordjie? Daarom, dis 'n voegwoord. Omdat julle deel is van my volk, omdat julle deel is van die uitverkorenes, omdat ek vir julle lief is en vir julle liefde bewys het en in my voetspore moet volg, daarom moet julle ook hierdie gesindhede hê. Met ander woorde, jy gaan jou hart moet verander teenoor daardie persoon. En meer as dit, Pinkstersondag vandag, is die Heilige Gees van God gaan jou krag moet gee en hy gaan jou moet help om jou hart te verander. Die Heilige Gees gaan jou moet help, en kyk na hierdie woorde. Dink aan die persoon wie jy aan daai tou vas is, en daai tou is gestretch. Die tipiese kenmerke is nie goedgesindheid, nederigheid, sagmoedigheid. Dis nie op hierdie stadium goed waarmee jy daai verhouding sal beskryf nie. Dis nie goed wat van self kom nie. Ons is nie van self so nie. Maar die Here Jesus sê, as jy jouself wil versoen, onthou hoekom jy dit doen, maar dit is hoe jy dit doen. Jou hart moet verander, en ek sal jou hart verander. En dalk sê, maar wat van hulle? Weet is iemand wat dit vandag sê, ja, maar hulle moet verander, wat van hulle, is ek die enigste wat moet verander? Luister, vergeet hulle het brille, het iemand een keer gesê, nee. Wat is Paulus se woorde hierso? Wat staan daar? Wat is die derde woord? Daarom moet hulle meer lewend, sy kan my bel as sy wil hê, sy weet waar om my te kry, of wat ook al, nee. Nee, julle. Nie hulle nie, julle. Wie? Die uitverkore volk, die volgelinge van Jesus. Julle moet julle hart verander. Julle moet 'n ander gesindheid hê, want julle volg my, en dit is die gesindheid wat ek teenoor mense gehad het. Julle moet die eerste stap neem na versoening. Versoening begin by jy en ek wat ons hart verander. Versoening begin by jy en ek wat die manier hoe ons optree verander teenoor daardie persoon. Dit begin daarby dat jy jou houding en jou hart en jou gesindheid teenoor daardie persoon verander. En as jy sê, ek kan dit nie doen nie, sê die Heilige Gees, wat is hoekom ek gekom het nie. Hy sê, julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom. Handelinge 1 vers 8. Wat beteken daai krag? Griekse woord daar is dynamis. Daar's 'n paar wakker vanoggend, nê. Dynamis. Dit beteken dynamite. Die Engelse woord dynamite kom van die Griekse woord dynamis af. Julle sal dynamite ontvang om hierdie harde harte uitmekaar uit te blaas. Sagte hart teenoor mense te hê, want julle moet versoening initieer. Dis waar dit begin. So wat Paulus basies sê is, luister julle, just pay it forward. Want dis wat Jesus teenoor julle gedoen het. Was Jesus goedgesind teenoor my en jou? Yes. Was hy meer lewend? Is hy Jesus nederig, sagmoedig? Is hy verdraagsaam met my en jou? Yes.
God het uit sy groot genade uit besluit, weet jy wat, sonde sal gestraf word, maar die liefde wat in my hart is, maak dat my hart sal verander en ek sal my seun stuur en Jesus sê en ek sal gaan sterf in hierdie mense se plek. Dat God se hart het verander teenoor ons, nê. Hy sê ek wil 'n julle hart moet verander teenoor mekaar, nê. Julle moet die hart van die Here Jesus kry vir mense. En waar begin dit? Dit begin by 'n hartsverandering. Dit begin daarby dat ons Christ-like begin optree. Kan ek vir hierdie woorde sê, en dit kom net by my op in hierdie oomblik. Ons het meer as ooit van tevore vandag nodig dat Christene Christ-like optree. Meer as ooit van tevore, die nie-Christen wêreld, die nie-kerkmense sê, kan julle asseblief net walk the talk? Kan julle asseblief net begin doen wat julle sê julle glo? Dit is die rede hoekom die eerste kerk so eksponensieel ontplof en gegroei het toe die Heilige Gees hulle vul, want hulle het nie net gesê en gesing en getweet en gepost nie, hulle het geleef wat hulle gesê het. Mense het gesien, hierdie is mense wat vergewe, wat versoen word met mekaar, wat hulle versoen met ander mense. Paulus sê so, just pay it forward, nee. Just pay it forward. Dit is so belangrik om Christ-like op te tree. En hy noem met die klomp goed wat ons net gelees het, en hy sê, maar daai is cool, nee, maar daar's een eienskap. As jy wil versoen, as jy die stap van versoening wil vat, dan is daar een Christ-like eienskap. Christus gelykvormig. Ek hou nie van die Afrikaans van dit nie, ek hou van Christ-like nie. As een gesindheid van Jesus, bo al hierdie meer lewend, als wat ek nou gelees het, wat jy gaan nodig hê, versoen met die mense in jou gesin en jou familie. En dan lees ons hierdie in Kolossense 3 vers 13. Lees hom saam met my. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. En Paulus haal die direkte woorde van Jesus hier aan, wat Matteus vir ons gedokumenteer het. Paulus haal die actual woorde van Jesus hier aan, en hy sê, gemeente van Kolosse, die Kolossense, Rustenburgers, en almal in die 2000 jaar tussen dit, nee. Ek kom herinner julle vandag, hoe lyk hierdie vergifnis? Hoe lyk hierdie een kwaliteit, hierdie een bestanddeel, wat bo almal uittroon, wat nodig is vir versoening en verhoudings met mense, wat jy lankal gedink het, jy gee nie meer om nie. Dit is hoe dit lyk. Dis vergifnis wat jy en ek nodig het. En as asof Paulus weet, ons gaan ons eie fill in the blank daar doen, nee. Want hy weet, ek dink dit was in Kolosse so, maar dit is met ons ook so. Jy het jou eie idee van wat vergifnis is. Ja, oké, vergewe. Okay, so vergifnis is die een bestanddeel wat nodig is vir versoening. Okay. Maar weet jy wat, ek sal vergewe, maar ek sal nooit vergeet wat hulle aan my gedoen het, nee. Ek sal hulle vergewe, maar ek gaan hulle nie groot in die frozen food section en checkers nie. Ek sal hulle vergewe, maar hulle moet nie dink hulle bel my weer nie. Okay? Ek sal vergewe. Of ander mense sê, weet jy wat, ek sal vergewe sodra hulle jammer sê. As hulle jammer sê, sal ek hulle vergewe. Of die mense wat net pleinweg sê, weet jy wat, hulle verdien nie my vergifnis nie. Ek gaan nie vergewe nie, hulle verdien dit nie. Sorry, ek is jammer, ek mors nie my tyd op dit nie, nee. So ek dink Kolosse het ook daai ding gehad van, ja, vergifnis soos ons dink dit moet wees. En dis hoekom Paulus toe daai disclaimer insit en sê, julle moet geduldig wees met mekaar, dis 'n versoening gebeur, maar meer as dit, julle moet mekaar vergewe. En toe weet ons het al hierdie versions van versoening en vergifnis in ons gedagtes, toe sê hy, soos die Here julle vergewe het, en dit is 'n dealbreaker, is dit nie? Dit verander die hele prentjie. Dit beteken, jy kan nie nou vergewe soos jy wil vergewe nie. Jy kan nie vergewe soos jy dink die regte ding is om te vergewe nie. Paulus gee vir ons 'n absolute standaard vir vergifnis. En hy sê, as jy wil vergewe, dis hoe jy moet vergewe, nie soos jy dink jy moet vergewe nie. En waar sien ons Jesus se vergifnis duideliker as waar hy aan die kruis van Golgotha hang? Hy daai laaste oomblikke van Jesus aan die kruis, wat sê hy daarso? Terwyl die Romeine lag en spot en sy klere skeer, terwyl die mense daar staan en dink, ons het 'n goeie job gedoen, kyk hoe suffer hulle, kyk hoeveel pyn het hulle, wat sê Jesus aan die kruis? Hy sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ons ken hierdie woorde. En dit is vir my so profound. Hoekom is dit vir my profound? Jesus vergewe mense wat nie vir vergifnis gevra het nie. Jesus vergewe mense wat nie wou vergewe gewees het nie. Het jy al daaraan gedink? Nie vandag kom en gesê, ons wil vergifnis hê nie. Niemand nie.
Jesus vergewe mense wat waarskynlik nie eers gaan ophou doen wat hulle doen nadat hulle klaar is met hierdie hele ding en nadat hulle vergewe het nie. Hulle soek nie vergifnis nie, hulle weet nie hulle het nodig en hulle stel nie belang aan nie. En wat doen hy? Nog steeds vergewe hy hulle. Dis asof hy in daai oomblik sê, moenie dat hierdie ding in jou hart gaan sit nie, moenie dat hierdie ding eers afsak en nie, hou vas op jou kry nie, vergewe onmiddellik. En ten spyte van die feit dat hulle nie worry nie, dat hulle nie omgee nie, vergewe Jesus hulle nog steeds. Anyway, en Paulus sê die nommer 1 bestanddeel vir versoening, geestelike familie vandag, is die vergifnis van Jesus. Nie soos jy of soos jy in jou huis geleer het, of een of ander vorige kerk waarin jy was, of een of ander version van Christianity, of een of ander crazy pastor wat goed, verstaan, dit gaan nie daaroor nie. Vergifnis moet plaasvind soos Jesus dit laat plaasvind het. En hoe was dit gewees? Dit was onmiddellik, dit was openlik, en dit was onvoorwaardelik gewees. En dis totaal anders, jy sal met my saamstem vandag, jy weet hierdie, dis totaal anders as wat ons oor vergifnis dink, nee? Nie waar nie? Dis totaal anders. Ons dink nie so daar nie. Dit is heeltemal twisted idee so dat vergifnis is. Jesus se vergifnis is nie gebaseer op die goue reël nie. Wat is die goue reël? Doen aan 'n ander een wat jy in jouself gedoen wil hê. Ja, ek wil uitgelos wees, so ek gaan hulle uitlos. Weet jy wat, ek wil net hê, ek wil aangaan met my lewe, ek wil net aanbeweeg, dit pla my nie, so dit moet hulle ook nie pla nie, so dis so ek gaan vergewe. Nee. Jesus se vergifnis is gebaseer op die platinum reël. Julle sal weet, ek het al daaroor gepraat. Wat is die platinum reël? En ons bly in die platinum hoofstad van Suid-Afrika. Toe dink ek, great, kom ek create 'n platinum reël. Eintlik het Jesus, ek het niks create nie. Wat is die platinum reël? Die platinum reël kry ons in Johannes 13, vers 34, waar Jesus gesê het, ek gee julle 'n nuwe gebod. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. Die goue reël sê, doen aan 'n ander een wat jy in jouself gedoen wil hê. Die platinum reël sê, doen aan 'n ander een wat ek aan jou gedoen het. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Die Ou Testament het baie gebooie gehad, dat was baie goed geweest, maar nou gee ek as Jesus vir julle 'n nuwe gebod, sê hy vir ons. Die platinum reël. Vergewe mense, soos ek julle vergewe het. Nie soos jy vergewe wil wees, so wat nie. Vergewe mense, soos ek julle vergewe het. Dis hoe dit moet werk, en dis al tipe vergifnis wat gaan werk in hierdie versoeningskwestie, julle. En ek weet, soos ek vandag hier so sit voor julle, weet ek, hier's van ons wat sulke seer stories het. En as ek vandag die mic vir jou moet gee en sê, deel daai storie, dan gaan ons hierdie seer stories met mekaar deel vandag. En as ek klaar jou storie gehoor het, gaan ek waarskynlik opstaan en sê, okay, vergeet alles wat die Bybel vandag gesê het. Jy mag maar hierdie persoon haat. Weet jy wat, ek haat hierdie persoon saam jou, as ek hoor wat hulle aan jou gedoen het. Kan ek vir hulle 'n e-mail stuur? Ek weet daar sulke stories vandag, en ek weet dis van ons stories wat so erg is, en goed wat jy deurgegaan het met familie en met mense vandag, dat as jy dit vandag sou deel, dan sou jy sê, weet jy wat, ek so in die lig van my storie, dink ek moet 'n free pass kry. Ek dink ek moet 'n get out of jail kaartjie kry. Ek dink nie hierdie hoef van toepassing te wees op my storie nie. Dit is net te bad en net te seer. Ek dink ek kan unsubscribe. Ek is deel van die priority mense. Ek hoef nie hierdie te doen nie. Ek verstaan dat jy so sê vandag, want ek was ook self in my lewe al daar gewees. Party van ons dink jy net die hele idee dat ek vandag van jou verwag om te vergewe. Na alles wat met jou gebeur het, dat ek verwag, dat ek die audacity het vandag om vir jou te sê, jy moet versoening bereik, is klaar vir jou one too much. Nee, soos, as ek nie weet, almal van my so kyk net hoe lank om my handsak gevat en geloop. Kom jy weer na hierdie kerk toe nie. Verstaan dat jy so voel, maar kan ek vir jou sê as jy vandag so voel, dat jy wil 'n get out of jail kaartjie, hierdie moenie vir jou van toepassing wees nie, want jou storie is wat dit is, nee. Kan ek hierdie vir jou sê, jy mag gedoen, okay? Jy hoef nie te vergewe nie. Jy hoef nie te vergewe soos Jesus nie. Maar hier is die condition. Jy kan eers opgee op daai verhouding met jou familielid, as die Hemelse Vader opgee op sy verhouding met jou. Kan ons daai deal maak? Jy kan opgee op daai persoon, jy kan opgee op daai verhouding, maar jy kan dit eers doen as God opgee op jou. En as jy soos, ag, dit help my nou niks nie. Want hy gaan nie opgee nie. Dis my punt. Dis my punt. Hy gaan nie opgee nie. Dis die liefde wat hy het vir jou. Hy het die deur oopgemaak, het die brug laat sak, het alles in sy vermoë gedoen om versoening na jou moontlik te maak. Jy is die enigste een wat dit nie kan laat gebeur nie. Hy sê, al wat ek vra is dat jy hierdie sal doen. Dis al wat ek vra vandag, is dat jy hierdie sal doen. En dis hoekom ek vandag vir jou gesê, dis hoekom hierdie eintlik net van toepassing is op Christene.
Want solank as dit oor jou gevoelens gaan, as dit net jy en die ander persoon was, wat jy nie kan vergewe nie, of wat jy 'n baie moeilike verhouding op hierdie stadium met 'n vervreemde verhouding is, en julle twee is, dan kan julle behandel soos jy wil, dan kan jy jouself justify soos jy lus is. Maar nou is jy 'n volgeling van Jesus. Nou kan jy nooit weer versoening en verhoudings nie deur die lens sien van dit wat God vir jou gedoen het deur Jesus Christus nie. En is dalk 'n paar mense wat baie besware het vandag, soos ek sê, ek weet dit. Jy sit dalk vandag en jy sê, weet jy Dawie, maar dis net nie so maklik nie, dis nie so eenvoudig nie, hier's te veel losdrade, hier's te veel seer in hierdie vertrek, hier's te veel wit olifante. Weet jy, is 'n hele sirkus vol wit olifante vanoggend wat ons nie oor gepraat het nie, wat ons eers oor moet praat. Luister, versoening gaan nie daaroor dat ons eers alles moet deurpraat en elke angle dan moet kyk en elke liewe ding. Versoening is nie as jy dit of omdat jy dit of wanneer jy dit nie. Versoening is ten spyte van dit. Ten spyte van, fill in the blank, ten spyte van, gaan ek die eerste stap neem en ek gaan probeer voortbeer in hierdie verhouding waarin ek is. Dalk is hier nog iemand wat sê, maar my beswaar is, Dawie, as ek nou versoen na hierdie mense toe, dan gaan dit lyk of ek goedkeur wat hulle doen. Dit gaan lyk asof ek sê wat hulle doen is reg, ek stem saam met hulle leefstyl. My ma het by hierdie nuwe sleazeball ingetrek, en nou is 'n Kersfees soon toe gaan om saam Kersete te gaan eet. Nou gaan almal dink ek keer goed wat sy en hierdie ou doen met mekaar. Ek keer goed dat hulle saam bly of wat hulle nou in hierdie ding is. En die res van my familie, wat gaan hulle nou dink? Dink net aan Jesus. As jy beskuldig word daarvan dat jy probeer versoen met mense, dat jy probeer regmaak met mense, en mense beskuldig jou en sê, jy weet, jy gee jou goedkeuring vir wat hulle doen, dan is jy nooit meer soos Jesus nie, want Jesus was presies dieselfde. Jesus het saam met tollenaars en sondaars en al die obskure karakters uitgang, almal het gesê, hy keer dit goed, hoe kan jy by Saggeus gaan eet in die huis? Maar Jesus sê, uiteindelik is versoening vir my baie belangriker as wat mense dink, waar hierdie gaan, of as dat mense dink dat ek goedkeuring gee, of dat mense dink dat ek whatever condone. Jesus het nie sy goedkeuring gegee nie, jy gee nie jou goedkeuring nie. Dit maak nie regtig saak nie. Kan ek met jou eerlik wees? En ek gaan jou hier op call aan die einde van hierdie diens. Ek gaan jou call vandag op hierdie ding. Dis nie eintlik waar dit gaan nie, nee. Gaan nie eintlik oor hulle sonde of dit wat hulle verkeerd doen nie. Hierdie gaan eintlik oor jou ego, jou geestelike hoogmoed, jou image. En nou gebruik jy die verskonings, ja, maar nou keer ek dit goed, of ja, nou lyk dit of ek saamstem, of wat ook al, so ek gaan eerder glad nie connect met hulle nie, want dit gaan eintlik maar oor jou, en glad nie oor hulle sondes of enigiets wat hulle doen nie. Really? Come on, dis 'n flou verskoning. Ek hoop nie gaan die res van jou lewe agter daai verskoning wegkruip nie, asseblief nie. Kan nie so werk nie, nee. Versoening het nooit aan die pad gestaan, of mense se opinie het nooit aan die pad gestaan van Jesus, om met mense te versoen, no matter what nie. En laaste beswaar dalk, sit hier iemand en sê, Dawie, ek hoor wat jy sê vandag vir my, maar kom ek sê dit vir jou, dit gaan nie werk nie. Jy ken nie hierdie mense nie. Jy weet nie hoe hulle is nie, hulle gaan nie verander nie, hulle het nog nooit verander nie, jy verstaan nie hoe hierdie ding lyk nie. Okay, so hulle is nie versoenbare mense nie. It's not gonna work. Kan ek jou vra, wat as Jesus dan daai gesindheid ingeneem het? Imagine Jesus het daai gesindheid ingeneem met jou. En besluit, ek gaan my net versoen met mense wat versoenbaar is. Ek gaan my net versoen met mense wat die potensiaal het vir versoening. Ek gaan my net versoen met mense wat lyk of hulle nogals maklik kan versoen. Dan sou nie een van ons vandag in hierdie plek of aanlyn ingeskakel, die een van ons sou vandag met hom versoen gewees het nie. Want die almal van ons was versoenbare mense gewees nie. Jesus sê, versoen jouself nog steeds met hierdie mense. En selfs al lyk dit vir jou of dit nie gaan werk nie, weet jy wat, die oomblik wat jy daai tree neem om jouself te versoen, om my mense te vergewe, om hierdie tou los te kry, die oomblik wat jy dit doen, lyk dit nie of dit werk nie, begin God werk. En as God begin werk, begin dinge verander, en ek kan vir jou stories uit my eie lewe en mense se lewens vertel, waar hierdie ding oor en oor en oor gebeur het. So ek sluit af en ek sê vir jou, as jy vandag iemand in jou lewe het, en ek weet die Gees van God op Pinkstersondag het met iemand gepraat vandag. Dit is baie nodiger om hierdie te hoor, as om weer te hoor wat gebeur het by die boventrek. En as die Gees van God vandag met jou gepraat het in hierdie plek, as jy iemand het wat jy nie oor omgee nie,
As jy iemand het wat jy nie 'n saak mee het nie, as jy iemand het waarvan jy aanbeweeg het in jou familie, dan kom praat die Here vandag met jou. En die Here sê, wil jy nie vandag as my volgeling dieselfde teenoor daardie persone extend as wat ek aan jou extend het nie? Wil jy nie vandag uit jou pad uitgaan en 'n besluit neem met my Heilige Gees se krag die weg vir die mense oopmaak vir versoening nie? Wil jy nie daai relational drawbridge, die valdeur van verhoudings laat sak en hom oophou en elke obstakel, elke bitterheid, elke onvergewensgesindheid, elke ding wat in die pad staan vir versoening, wil jy dit nie uit die weg uitruim vandag nie? Wil jy dit nie vir my kom gee nie? Wil jy nie asseblief vir my kom vertrou om hierdie te doen nie? Wil jy nie vandag daai eerste stap van jou kant af 'n versoening gee nie? So, ek gaan nie vir jou lys goed gee nie, ek gaan nie vir jou die 5 stappe gee of die 3 punte, of hulle sê mos 'n goeie preek het 3 punte, maar verstaan, ek gaan nie enige punte of stappe vir jou gee nie, jy is slim genoeg. Jy weet exactly wat om te doen. Van ons moet 'n e-mail stuur, van ons moet 'n oproep maak, van ons moet 'n afspraak maak, van ons moet 'n boodskap stuur. Van julle het nie eens die nommer van daai mense nie, gaan dalk op Facebook Messenger iets vir hulle moet stuur, dat hulle hopelik sien dit raak nie. Jy weet vandag wat jy moet doen. En ek weet hier's baie van ons wat daai eerste stap vandag moet neem en jou vandag te help in hierdie proses met jou, ek gee nie om oor daai persoon die situasie, het ek gedink ek wil dit vir jou maklik maak om my eerste stap vandag te neem. En ek gaan iets doen wat ek nie baie doen nie, en dis om mense sê, ek het geweet dit gaan weer raak hierso, maar gaan net vir so klein rukkie awkward wees, maar ek gaan jou vra vandag, as jy so iemand in jou lewe het, en jy weet die Here het vandag met jou gepraat, en jy weet jy moet daai stap na versoening neem, en jy weet hierdie tou is besig om gestretch te word, wil jy nie net opstaan vandag nie? Proclaim dit publiek vandag, nie te sê wie dit is nie, staan op, dankie, daar staan iemand, ek waardeer jou eerlikheid, staan op vandag, want as jy nie hierdie stap kan neem nie, dan gaan jy die stap ook nie in privaat kan neem nie, dankie, en ek wil nie iemand se oome toe wees nie, niemand so, almal moet sien, hier's mense wat sê, ek staan vandag, ek het so 'n persoon in my lewe, en ek vertrou die Here op Pinkstersondag om iets te kom doen, dankie, staan vandag op, wil jy nie die stap neem nie, dis definitief nie al nie, moenie dat jou trots jou terughou vandag nie, moenie dat jou trots jou terughou nie, as jy weet daar so iemand, staan vandag op, dat die Here vir jou kan help om daai stap publiek te neem, sodat hy in privaat vir jou kan help om dit uit te sort. Nog iemand? Staan vandag op. Soveel mense wat reeds staan. Julle by die huis, ek weet dis awkward, staan in jou sitkamer, dis weird, maar staan op. Kom ons staan vandag en dan gaan ek vir julle bid en dan gaan ek julle laat gaan. Nog iemand, dankie, is nog steeds mense wat opstaan. Steeds mense wat opstaan. Moenie dat dit jou terughou nie. Moenie sê, wat gaan die mense van my dink wat saam met my gekom het nie, of weet jy die mense wat saam met my gekom het is hulle nie. Hulle weet dit nie, die Here weet dit. Staan op. Is daar nog iemand wat wil staan vandag? En hierdie dankie, die Here gaan hierdie ding gebruik. Ek gaan vir julle bid, bly net so staan, en kan ek nou die ander mense vra rondom hulle, sal julle opstaan en julle hande op hulle kom neersit? Julle wat sê, weet jy wat, ek was daar, of die Here het my gehelp, kom sit julle hande rondom hierdie mense, jy mag rondbeweeg hier binne, net nie uitbeweeg nie, sit jou hande op hierdie mense, laat hulle vandag voel, daar is 'n hand op hulle skouer vandag, saam jou gesin gekom het, sit julle hande op hulle vandag, daar bo op die galery, oral, ek glo by huise ook, vandag, kom ons sit ons hande op mekaar, en Here Jesus, baie dankie, dat U vandag op hierdie Pinkstersondag, kom ons herinner, Here, dat U vir ons die Heilige Gees gegee het, en Here, elke mens wat vandag opgestaan het, en ek staan saam vandag, Here, ek het in my lewe hierdie beleef, ek was daar in my lewe al gewees, en as U nie vir my gaan help nie, Here, dan kan ek weer daar kom ook in my lewe, maar vir elke mens wat staan vandag, Here Jesus, kom bid ek, dat die Heilige Gees krag vandag sal vaardig raak, in hierdie situasie, in hierdie omstandigheid, en in hierdie verhouding, Here. Ek bid dat U Heilige Gees vir hulle die krag sal kom gee, Here Jesus, om daar die stap te vat na versoening, Here. Want U sê daar, dit is as gevolg van die feit dat julle deel is van die uitverkore volk, deur God se liefde. Julle is uitverkies, dis julle wat hierdie stap moet vat, julle moet hierdie hartsverandering, hierdie gesindheid, hierdie Christ-likeness hê, julle moet vergewe soos Jesus vergewe het, en Here, ons kan dit nie sonder U doen nie, so die stap vandag van hulle om op te staan, is 'n publieke stand wat hulle neem en sê, ek het nodig, Here, dat U vir my kom help om hierdie stap te neem. Dankie, Here, dat U ons nie teleurstel nie, dankie, Here, dat U ons nie alleen los nie, en dat U nou vir hulle gaan help, en Here, U gaan vir hulle wys wat om te doen, U gaan vir hulle help om die tweede stap te neem, as hulle vandag hier uitbeweeg, Here, U gaan hulle help om die volgende stap te neem, dalk is dit al iemand se derde stap om net vandag op te staan, Here,
Dankie dat U vandag hierdie kom doen. Ek bid vir restaurasie in ons verhoudings in ons familie, Here. Ek kom bid vir verhoudings tussen paas en seuns en dogters wat restore word. Ek kom bid vir verhoudings tussen broers en susters. Ek bid vir verhoudings tussen ouers en kinders, Here. Ek bid vandag vir familieverhoudings om restore te word, om verander te word, om herstel te word, Here. Ek kom bid vir nuwe lewe in daardie verhoudings. Mag U daai situasie so kom verander, Here. Ek dink aan my eie verhouding met my pa, Here. Dit so kom verander. Ek kan tot vandag toe nie partykeer glo dat dit is waar dit is nie. As ek kyk waar dit was nie. Dis net U wat dit kan doen. En ek bid, Here Jesus, vir elkeen wat die boldness gevat het, dat hulle die boldness sal vat in elke volgende stap, om die oproep te maak, die e-mail te stuur, die koffie te gaan drink, voelers uit te steek, wat ook al dit is, Here, U gaan vir hulle wys, om daai stap te vat, Here. Kom restore ons families, kom genees ons families, Here. Kom bind ons families weer saam in 'n band van eenheid, liefde, vrede en samewerking, en help ons as die followers van Jesus, as die mense wat Jesus se naam dra, Christene, om Christ-like op te tree, en hierdie verhoudings te hanteer, soos U die verhouding teenoor ons hanteer het. Ek bid dit vandag, Here, dankie dat U dit gaan kom doen, ek bid dit vandag, in die naam van Jesus Christus, en almal sê saam met my, Amen. Kom ons gee vir hulle 'n groot hande klap, almal wat hierdie besluit geneem het. Mag die Here jou seën. Dankie dat jy hierso was en ons sien uit om jou volgende naweek weer te sien. En as jy spesiale gebed nodig het, die gebedsspan gaan vorentoe kom bid asseblief saam met hulle.